Lord, we Rabba, decree and declare there is no other God but you. Amen. Thank you for your fire in our hearts, Lord. Thank you for your ability in our lives. Thank you for your grace upon our lives. Thank you for your mercy. Thank you for your blessings. We give thanks to you, O God, because you are good and your mercy endures forever. We, the redeemed, Lord, say so, whom you have redeemed from the hand of the enemy. And bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bless his holy Hallelujah, name, hallelujah. who have forgiven you all your iniquities and who heal all your diseases, who redeemed your life from destruction, who crowned you with loving kindness, who made your youth renewed like that of an eagle's. And he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Lord, we will say, you are our refuge and our God in whom we trust. This morning, Lord, we worship you, we worship you, we worship you, we bless you, we adore you, we glorify you, we magnify you, Lord. Above all things, Lord, you are the God of gods, the King of kings, the Lord of lords, in Jesus' name. And Lord, take control of this meeting this morning, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Ek het hierdie boek so 'n paar jaar terug gekoop toe ek by 'n Ariel Gate konferensie was. En die boek staan uit in 'n onthou al 'n klomp boeke, maar al die boeke wat lê, dis die boeke wat jy in 'n kommersiële Christelike boekwinkel koop. Spirit-filled boeke. En 'n vrou staan langs my wat op konferensies te sê sy, jy moet hierdie boek hê. As jy net die detail in die boek gaan kyk, wat gebeur het, hierdie vrou, Rona Spiropoulos, en ek het weer probeer bestel, ek kry nie wat ek om hier kan vir ouens beskikbaar stel. Hierdie vrou het 'n encounter gehad, 'n heavenly encounter, maar nie net 'n heavenly encounter nie. Dit sy ingaan, dit sy 'n revelation begin ontvang oor wat die bloed vir ons doen. Ja. En gisteraand toe ons Pesach ete gehad het hier, toe gaan ek in 'n deel in van the door. Maar alles wat hier is so, ek wil amper sê diep. Kom ek lees vir julle. Kom ek laat Kobus vra dat hy, dis beter as iemand anders lees, want dan Gryp dit meer. ja, dan gryp hy dit meer. My people stop short of what I have for them. Yes, true. Dis ek ook sê, Ek kan net lees daar en- stop. Ja, jy kan net daar stop. The cross. Ja, ja. The resurrection gave us the ability, the abundant life, but we stop at the cross. Ja. Oh, I'm not just the man on the cross with a broken body, not just a man of sorrows, but I am the door. The veil of my flesh was torn to open up a doorway into other worlds. In my kingdom, I have always been known as the gateway, the point of entry, the entrance, the opening. This is because whenever any of the inhabitants of heaven come near me, they are transported into new realms. Creative realms are opened up to them. They begin to see into new dimensions, and the understanding of my Father opens up to them. They would go swirling off into universes if I were not there to keep them true. The mystery is this. Not only am I the entry point into new realms, but all of those things are within me. In me is a realm of holiness, of the Shekinah glory that is so intense that it's beyond time and space. So anyone who comes near me is drawn into it. Out of me, worlds are birthed. I explode with creation. It becomes flaring out of me as glory which creates new realms, new living beings. Yet I hold all things together.
On the cross, the veil of my flesh was rent. It was torn into two, every bit as real as the curtain in the temple. I was covered in blood, and my broken body became access points into the realm of the Shekinah, the realm of the supernatural, the realm of creation. Don't stop and worship me only at the cross, but realize that the cross was the focal point of the ages, the place where heaven and hell met, and the past and the future came together. It was a place of timeless because I brought it all together. And then, as I was the entry point in my heavenly kingdom, I became the entry point on earth, the door. So step through the veil of my blood, and the light in my blood will examine you and cleanse you. Step into the world of glory, abundance, faithfulness, and freshness of His resurrection power and timelessness. Then worship me in the realm of eternity, and there my Father and I, the host of heaven, will come and join you. Die skrif David, which hope we have as an anchor of our souls, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Hebrews 6 verse 19. Hope is an anchor for my soul. You don't dream anymore, you haven't got any hope anymore. Your life is busy like floating like a ship into the sea. Yes, powerful hierdie boek. En dat jy het 'n bladsy gelees en kyk. Yes, ek kyk nou net na alles wat lees. Laat vir dit. Van die eerste een, kom ons laat ek gaan nou vir hom vra net om laat julle sien. Kom ons lees net daai. Do you trust me? Kom ons begin net by trust. Jy weet, amazing ding, ek sit vanmôre, ek moet preek by Divine Sondag. Ja. En Prophet het my gesit en praat en ek sê van Prophet, I'm going to speak about the power of positive words. En ek sit vanmôre en mediteer oor dit en the power of positive words. The power of positive words beteken, do I trust Him? Ja. Ja. Do I trust whom He is? Do I trust the government who represents me? Yes, die Bybelgees my hardloop, nee, ek was in awe. Ek kon nie ophou nie. Ek het my so baie goed te vertel dat ek was So voor Kobus lees, ek dink ek het al, ek weet nie of ek vir Kobus gesê het nie, maar het is uitgelaat, en toe is nou terug. Ja, ek hoor hy is terug. So, ons is besig om 'n hersieningsaansoek te bring, om hom weer uit te kry, want hy's onregmatig teruggevat. Nou die eis wat daar teen hulle ingestel kan word, want ons is 40-50 bladsye advokaat gekry, en ons vertrou nog, ons betaal die advokaat soos wat ons kyk, maar hy was deel van die bediening, en ek glo Vader het 'n baie groter plan met hom buite, nou, en buiten wat die werk wat hy binne doen. Maar in dit het ek tyd spandeer met hom in die oggende wat hy was, net om agter die persoon agter die hart te kom. En ek het 'n boek van hom wat hy geskryf het, wat hy my in vertrou het, en wat hy vir my gegee het, en hy moet gerelease word. Nou die boek is 500 bladsye. En daar's een hoofstuk, en die hoofstuk gaan oor trust. En nou wil ek van hulle perspektief net die woordjie trust uitbring. En psigiatriese studente wat psigiatrie swat, moet vir hulle prakties Grootvlei toe gaan en met van die gevangenes gaan gesels daar. En hulle vra of hulle met hom kan gesels, want op daai stadium toe is hy al 24 jaar gefonnis. En hulle wil hom ondervra. En die wardens kom na hom toe en vra of hy met hulle sal praat. Hy sê ja, op voorwaarde, ek wil een van die 28s, onthou hy was hoof van 28's gewees in Suid-Afrika.
Hy sê op voorwaarde ek wil my toe hy sê ek wil hom ook by in die jy weet as 'n witness. Nou hulle verstaan onmiddellik. Hy was nog nie op daai stadium born again of gered nie. Maar hulle verstaan onmiddellik hoe werk Bybelse terme. Daar moet 'n testimony of daar moet 'n witness wees. En toe Jesus die disippels uitgestuur het, het hy hulle 2-2 uitgestuur. Amen. So hy sê daar moet 'n witness wees. Dat die gang members nie kan terugkom en sê maar wat het jy met hulle gepraat en wat nie, want die is 'n witness wat saam is. En in die vra een van die studente, een van die jong meisies staan op en sy vra vir hom, what does trust mean to you? En hy sê vir haar, I don't want to answer the question. Let me ask to answer the question. En die ou staan op en hy sê vir die student, if I cannot trust, it will cost me my life. So. En daai ding steek net so by my vas, is om te sê, hulle daar binne vertrou mekaar meer met hulle lewens as wat ons sê ons is the body of Christ, of ons is believers, of ons is Christene. So what does trust mean to you? Are we trusting Him, the Creator, with our lives, with the same trust that France is trusting? En daai ding het my net omgebou. So lees vir ons bietjie daai. Jy het ingeloop en gesê, the Lord is my shepherd. Jy. Ek luister nou net, nee, ek het iets geleer wat weer my oor gewys het. Gaan draai die skrif om. If you are in want, the Lord is not your shepherd. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Ja, As jy nie sukses het nie, dan is die boek van die Here nie in jou nie. ja. En as jy staan en preek voor die mense, en baie mense sê, maar jy lees nooit uit die Bybel uit, maar ek lees die Bybel uit my hart uit. Hy's hier. Ja. So hierdie is vir my super powerful wat hierdie vrou geskryf het. Jo. Hy het hierdie boek hierdie boek bless jou net 8 keer as jy, want dit is so vol aan. Maar Ja. lees daai stuk oor trust, dan kyk ons wat. Okay. So eerste, dis waar hy begin. It is all about trust. How much do you trust me? Have you drawn so close to me that you know me intimately and personally? Do you know my character, my reactions, what I Sure. feel about situations? Do you understand my moods? If you don't, you are liable to believe what is wrongly taught about me. Can you really trust me if you don't know me? Not know about me, but know me. When someone else comes to you and tells you something about my character, do you believe them even if it's not true? It is all about trust, and you have known me to really trust me. My character has been slurred and mangled by my own who think I am a certain way and have taught it to others, and they have been wrong. They've been sincere, but they have been sincerely wrong, because they have not spent time in my inner courts and relied on my traditions of men, but relied on traditions of men. So Ja. true. Ja. Trust more in men than in God. Ja, traditions of men. Yes. And traditions destroy the word of God. Ja. Makes it unfruitful, the Bible says. Amen. Let me ask you a question. If you were in the Garden of Eden and were approached by the serpent, who challenged you with the same lie, what would you think of me? What would you say? No, I know my God, and He is not like that? Or would you go the way Adam and Eve and get caught up in the lie? Would you believe what was said about me instead of what I showed you of myself when I walked in the cool of the evening? For you, this is just a story, although you believe it to be true, but I lived it. I was there. I walked with Adam.
My heart broke through his betrayal because he could not trust me. You see, trust is at the heart of the matter. Now I ask you again, do you trust me? That is, listen, many things in life, the Word of God is about trust and belief. Finish. Ja. There's nothing fancy about the Bible. Just believe the source. And He brings your potential. Those, you say, the ability to recreate. When we are in Christ Jesus, Ja. I mean, if I'm in Christ Jesus, Ja. His DNA is mine. Ja. His blood is mine. Ja. The proof of it is in John 15 says, I'm the true vine, you are the branches. Ja. And without me, you're Yeah, nothing. yeah. So if I'm connected to the vine, so what flows from the roots through the stem goes through to the branches, goes to the fruit. Yes. So with me, you can bear much fruit. Without me, nothing. So we are small Christ in Christ. Amen. Ek dink was wat die boodskap daarvan nie gesê dis met elke Christen moet vir hom of haarself die dag afvra. Ek die dag Jesus aangeneem het as my persoonlike verlossalig maak, kom ons ek nie hemel toe nie. Wat kom ons ek nog hier op aarde? Dis om voor mense te doen soos vir jou familie en al ja, die Here jou lei en so. Amen. Ja, prys die Here, dit is amazing journey. Yes, hierdie boek is, ek hou net van somme van al sy opskrifte. Daai boek is 'n groot blessing. Ek het baie boeke, maar daai is uitsonderlik. Ek wil gou vir julle iets. Romans 11. Ons weet dat John 15 praat van abide in the vine. Maar Romeine 11 doen iets baie spesiaal en dan praat hy van the wild olive. 13:2. En hy praat van Israel en hy praat van ons. Julle ken daai, nê? 11 vers 17. If some of the branches, ek kan dit op die skerm ook sit as julle wil. Romans 11. If some of the branches broken off, being a wild olive tree, were grafted in among them, with them partakers of the root and the fatness of the olive tree, boast not against the branches. But if you boast, you beareth not root, but the root thee. You will say then, the branches were broken off that I may be grafted in. Well, because of unbelief, they were broken off. Dit is nou Israel. Die olyf is afgebreek sodat die wilde olyf ingeënt kan word. Maar die wilde olyf het niks om op te roem nie. Hy kan dis slegs alles wat uit die wortel uitkom, uit die root uitkom. Be not high-minded but fear, but if God spared not the natural branches, take heed, lest he will also spare not you. Soos hy hulle nie gespaar het ons niks om op te roem. Behold, there is the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward the goodness, if you continue in his goodness, otherwise thou shall also be cut off. En dan sê hy in 23, and they also, if they abide not still in unbelief, they shall be grafted in, for God is able to graft them in again. So hy sê, hy kan hulle terugbring. Ons moet net sorg, dat ons as die branches in die root ingeënt bly. Nou, net vir interessantheid, daar by ons huis, is 'n olyfboom, 2 olyfbome, en 14 jaar terug, het ek eendag daar gestop, toe iemand hulle daar neergesit. So, ek weet, dit was profeties gewees, want jy sit nie net 2 olyfbome voor 'n ou se nie. En as jy Sagaria 4 gaan lees, praat dit van the menorah and the 2 olive trees on the side, en dan praat hy ook, and then they are my 2 witnesses. Dit is Moses en Elia. Maar in die gees, we have to be Elijah in the spirit.
the voice crying in the wilderness. Ons moet daai stem wees wat uitroep in jou werkplek, in die straat. And if the law of God is in your heart, is die wetboek van God in jou hart is, en die Heilige Gees, dan sal jy dit proklameer. So ons moet dit wees. So ek het daai 2 bome geplant, en op 'n stadium toe kom daar bokke in en hulle begin die goed vreet, toe sien ek nee, hulle gaan nie lank hou nie. Maar dit is so profeties, then I have to put a hedge, soos in Job. Ek moet 'n hedge om hulle gesit het. En ek het dit omtrent vir 7 jaar gedoen, tot hulle hoog genoeg gegroei het, toe haal ek die hedge af. Toe kan die bokke niks doen nie. Maar toe dra hulle nie vrug nie. En dis baie vreemd vir 'n olyfboom op daai ouderdom om nie vrug te dra nie. En dis asof Vader kom sê, die oomblik as daai olyfbome gaan begin vrug dra, dan gaan daar vrug kom in Suid-Afrika. En ek stap met hierdie ding en ek en iemand anders het daar gebid toe dit geplant is 14 jaar terug. Ons verhouding was nie waar dit moet wees nie. En die Heilige Gees wys my, as julle verhouding die dag uitgesorteer is ook, dan gaan hierdie bome begin vrug dra. En so einde verlede jaar toe bel ek my boetie wat 'n plaas het. Ek vra hom of hy mis het en hy sê ja, ek sê bring vir my. En ek sit 2 sakke mis, ek spit hulle om en ek sê vir die persoon in ons tuin, ek sê gee hulle elke dag, gee hulle genoeg water. En ek sien hier begin iets gebeur. En ek stuur vir hierdie persoon na hoeveel jaar stuur ek vir hom foto's. Ek sê kyk hier wat hy vra vir my wat beteken dit. Ek sê nee, ek ervaar as ons verhouding herstel gaan hierdie. En ek het nou 'n foto daarvan. Daai boom is vol olywe. En ons begin die olywe pluk. Maar in dit wil ek julle iets anders wys. Sien julle die volgende, daar's 'n olyf. OK, sien julle daai? Daai lyk soos 'n olyf, maar dis 'n makolyf. So 'n olienhoutboom is langs hierdie boom, maar olienhout kan nie olywe dra nie. 'n Olienhout dra net bessies. Maar as jy 'n stukkie van daai olienhout vat en jy ent hom in die olyfboom, dan neem hy die olyfboom se karakter aan en dan begin hy olywe te dra. So dit is eintlik wat Romeine 11 vir ons sê. Ons moet in die sap kom van die wortel. En ons wil partykeer hierdie branches wees en Christene wees en iets voordoen wat ons nie is nie. Ons is niks. Want ons kan niks doen sonder die root nie. So we have to die. En dis profeties. Kyk, daar het ek het 'n foto. Kom ek wys julle daar. Sien julle daai bottel het ek gebring met daai olywe. En hy's vol olywe. En nou moenie dink as jy 'n olyf is, jy's nou iets nie. Want 'n olyf kan nie olie gee as hy nie gekras is nie. So jy moet bietjie gestretch word. Ja, dis hoekom Gethsemane beteken the house of the crushing. So Jesus het in 'n uur gegaan en hy het sy Gethsemane uur gehad. And he went through the crushing sodat die olie wat uitkom ons mee geanoint kan word. En nou moet ek en jy gekras word to rejoice in die sufferings. So hierdie was, ek wil dit maar net met julle gedeel het. Kyk, daar's die bome. sien julle hierdie een is die olyf en die ander een is hier regs is 'n olyfboom en links is 'n wilde olyf. En as jy hulle so kyk, dan lyk dit asof dit een boom is, maar dis 'n olienhout, dis 'n wilde olyf. Ek het 'n dag daarna, toe begin ek hierdie kry daar by ons. Miskien gaan hy. Dis ek het dit nog nooit te 14 jaar en dis asof hulle baie keer deur die natuur kom praat die Heilige Gees met ons baie keer. Hy praat met ons deur sy woord, hy praat met ons deur die natuur, hy
praat ons deur elemente. En hier kom hierdie stokkies, hulle staan almal daar. En die Heilige Gees wys ons. Hulle gaan klim op die klip. En toe die oomblik toe hulle op hom klim, sien ek, weet jy maar, hierdie is profeties, hulle staan op die rots. Kyk aan, we have to be watchmen on the wall. En hulle almal is watchmen, hulle is mos altyd nuuskierig. altyd. Ja. En hulle kom, nie net een nie, in die vorige dag stuur iemand vir my 'n profetiese ding van Australië af. The Lord's gonna increase the watchmen in the earth. Volgende dag te staan die meerkaaie, te staan hulle daar. En hulle gaan klim op 'n rots. Ek het dit in 20 jaar nog nooit gesien. En ek neem net daai foto van hulle. Kyk aan. So baie meer kry. Ja. So dis was prophetic. En ek wil net wys, daar het ons die aksie gedoen. So ons moes 2 stompe neersit. En ek praat met die ander persoon. Hy sê hy gee vir my 'n foto. Ek wil ek kan hierdie deel, want dis nou maar dis 'n testimony wat gebeur het. Maar miskien is dit op enigeen van ons van toepassing. Die oggend toe ons begin het, hy het gesê ons moet daar na die 2 olyfbome toe gaan en ons moet 'n profetiese aksie begin. Toe ons daar aankom, toe sê hy het hierdie foto gekry. Hy is nou nie daarop, ek gaan hom vir julle wys op my selfoon. Van 'n boomstomp. Maar ek het boomstompe daar gehad en die Heilige Gees sê vir my, sit die boomstompe daar boonde. Ek gaan nie nou neersit nie. Maar partykeer mis jy die stem wat vir jou sê. Ek sit nie daar bo nie. En toe hy my sien die oggend, die eerste ding wat hy wys is die boomstamp. Hy sê, luister, wat sien jy daar? Ek sê nee, ek sien 'n stomp wat 'n boom wat gekap is. Nou wat beteken 'n groot boom in geestelike, in simboliek? 'n groot boom beteken eintlik trots. Het jy al in 'n woud gaan loop, dan kyk jy na daai heel grootste boom. Hy staan uit bo hierdie ander bome. So hy's altyd tallness verteenwoordig, kan baie keer pride verteenwoordig. En hy staan uit hierdie lang boom. En in 'n tyd kom kry hy hierdie simboliek. Kom ek lees vir julle. Matthew 3:10. Nou 11 ken almal. I will baptize you with water in repentance. Nee, maar kyk wat sê 10. The axe is already at the root of the tree. Therefore every tree that do not produce fruit will be cut down and thrown into the fire. Sien ons hoe belangrik is vrug dra. So daai boom kan daar wees, maar kom hy by die essence uit waarvoor hy create is. Sy creation is not net om 'n tree te wees. Sy creation is to produce fruit. And the fruit must be crushed to produce oil. So is ons sien ook maar hierdie boom wat afgekap moet word. En die oomblik toe hy dit sê, toe sien ek 'n klein takkie. Het julle al gesien 'n boom wat afgekap is, maar die wortel is nog daar? Net 'n paar maande daarna Klein takkies uit. kom wat sien jy raak as jy verby hierdie huge stomp loop en sien jy daai boom of dink jy, miskien dit was 'n groot boom, want shame, kyk hoe lyk hy nou. So uit humility uit begin hierdie klein takkie new growth, maar hy gaan nie weer lyk soos wat hy gelyk het nie. Maar die wortel is daar om vir hom nuwe lewe te gee. En toe wys hy my hierdie, toe sê hy, maar hy was hierdie stomp gewees. En hy moes sy rug beskikbaar gestel het, sodat daar hout gekap kan word op sy rug, sodat daar vuur gemaak kan word. So, partykeer dink ons is daai groot boom,
Maar nou word hierdie boom gevat en hierdie was voordat ons begin het die oggend. Al die stappe wat die Heilige Gees vir ons gewys wat daar moet gebeur, het daar gebeur. En toe ek klaar daar is, toe ervaar ek Vader sê vir my, what you witness here this morning will also take place in this nation. This nation is now ready. Ons is nou, Vader God is besig met Suid-Afrika. Hy's besig met my en jou. Maar hy's besig om hierdie boom wat nou gekap is, hy's besig om ons nou plat. Kyk wat gaan in government aan. Kyk hier links en regs, 3 maande, 2 maande, hulle kan nie oor die BTW nie. Nou is daar betrayal in the camp. Ek weet nie of julle dit gehoor het nie. Dat daar's een van die partye, wat noem hulle? Action SA. Hulle het gekom, hulle is nie deel van die RNE nie. En hulle het nou saam met die ANC gaan voeg, 'n stem, dat hulle die BTW kan verhoog. En nou kom het, en daar's chaos in die kamp. Ek wou nou net voordat ons vir dit hier gestop het, Ja. dat die ANC nou 'n bietjie gedraai het. Ja, So die VAT increase is nou weer af van die tafel af. So die af. Nee, maar dat is presies wat jy sê. Ja. Dit is stryd en dan is dit die like te wen en dan like hy wen en dan so ja. die storie is nog nie voorbij. Nee, die storie is nie verby nie. Maar jy sien, dit sal nooit verby wees before Jesus Christ is on the throne of their hearts and their lives. Dis hoekom ons moet intree en instaan. En dit is dieselfde plek waar ons in Suid-Afrika is. En hoeveel kerk, hoeveel trots is daar nie in ons harte, in gemeenteleiers en in ons harte. As jy 'n leier is of 'n leier in jou huis of 'n pa in jou huis, how many pride is left? Want jy kan niks doen as jy nie plat gekap is en jy raak daai boom stomp wat sê ek is nou bereid om Oes toe. en John 15, hy sê abide in the vine. Abide in the vine. Want 'n boom wat nie vrug dra nie, is sinneloos. 14 jaar, 2 seisoene het hierdie boom nie gedra nie. Maar die oomblik, en ek sê dit eergister vir Israel. Ek sê Israel, ek moes hom bewerk. Ek moes hom bemis. But the moment when he receives the living water, die Heilige Gees, Verander ons. toe verander alles. Sure. Die oomblik toe hy die Heilige Gees ontvang, toe verander hy. Toe begin hy waak. En ek het nie sulke olywe gesien nie. Daai bottel is daar binne. Ek het nie sulke olywe gesien nie. Ek het bessies gesien. Toe sien ek iets is besig. Die vorige jare het ek ook bessies gesien. Dan gaan ek terug, dan raak hulle weg. So jy kan pretend. Jy weet die vyeboom wat Jesus verby gaan loop het. Wat was hy? Hoeveel keer is ons nie in pretension om te pretend in die kerk? Ons is Sondag in, Sondag uit. Ons pretend, maar wat gebeur? Dra geen vrug. Between Monday and Saturday evening. Sondag is ons weer daar en ons pretend. En Jesus kom en hy sien hierdie blare en hy weet, hy sien hom op 'n afstand. Want die oomblik as 'n vyeboom blare dra, dan moet daar vrug wees. En hy kom by hierdie vyeboom en hy sê, maar hier is nie vrug nie. Ja. En hy sê, vervloek is jy. And that's us. That's the body of Christ. So, die tyd en die uur het gekom, wat speel is verby. As daar nie vrug is, ons gaan nie meer vir hom, ons gaan hom nie, die root en die teers, die teer en die wheat en die teers, wat saamgroei, hy sê, los hulle aan tot aan die einde. Ja, En dan gaan ons ons onder, goed. ja, want dan gaan ons lean sheep, fat sheep, Ezekiel 34, dan gaan hy onderskei, en hy sê, kom ons haal hulle uit. Daar is nie meer tyd verspeel nie. Ons moet waarlik op ons aangesig lê. Dat ons hierdie boomstomp is en sê, we want to abide. Ons wil niks wees nie. Ons kan nie vrug dra nie. En nou het ons vrug gedra. En ons het gesterf. Kyk, daai boom het gesterf. Then you can live with him. Hy praat van Romans 6. You can only live with him if you die with him. But if you suffer with him, you can reign with him.
Dis wat die Heilige Gees kom wys my. You can only, if you suffer with him, you will reign with him. Ek kyk of daai vers daar is. Dan sien ons waar ons almal sê, ons gaan eendag saam met Christus reageer, ons gaan dit, nou, nie almal gaan dit doen nie. Nie almal gaan hemel toe. Nee. Baie gaan in paradys wees en hulle gaan nie hulle gaan nie by die troon wees nie. Baie gaan baie will be cast away, hy cut off en gooi dit in die vuur. So John 12:24 says, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat fall into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Ja. So as jy nie in jouself doodgaan nie, gaan jy nog steeds die Bybel negotiate. Ja. Jy gaan nog steeds nee, hierdie is nie waar nie. Nee, hierdie goede, as dit val in die gees. Nee, hierdie is nie reg nie. Hierdie nee. Get over yourself. Build a bridge and get over yourself. Jy het nie ons opinie nodig nie. Hy het ons syne gegee. Kyk, as daar twee dele is wat ons moet weet, as ons in maturity is, of daarin wil groei, hierdie twee verse, hy sê, it is faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer with him, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Eendag het ek in 'n koffieshop in Mosselbaai gewees, toe Zelda hulle Graansie daar, wat Mandela se PA was vir baie jare in sy tekenboeke daar. My familie sit daar en ek staan op, ek stap na haar toe en ek vra vir haar, ek sien jy teken die boeke van Nelson Mandela. Sy sê ja, ek teken meneer Mandela se boeke. Ek vra vir haar, was hy wedergebore Christus? Wedergebore Christus. Sy sê ja, hy het saam met ander gelowige gebid. Ek sê vir haar, ek kyk as ek sê vir haar, die woord sê, if you deny him, he will also deny you. En ek kyk haar net so en ek draai hom en ek stap weg. So, wat kan ek meer sê? Jy verstaan, jy kan hom almal, ons kan hom, so baie het hom as die Messias opgelig en hom aanbid. En hy het saam met ander aanbid. Maar ons is net stof. We are just dust. Ja. Fear him that can kill body and soul. Jy sê die Here, Jeremiah 17:5, he says, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, Amen. And makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and he shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. So jou lewe gaan 'n gemors wees as jy vertrou op mense. Nou, as ons vertrou in ons leiers, of vertrou op ons leiers, nee, dis die verkeerdste ding wat ons doen. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ons moet bid vir ons leiers, nie worry oor hulle nie. Ons moet bid vir ons leiers en vashou aan Jesus, nou wat hy sê hierso. Nou hoor dit sê, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its root by river, and will not fear when heat comes, but its leaves will be green. He will not be anxious in the year of drought, nor will he cease of yielding fruit. Never. So as jy vashou, soos John 15 sê, en soos wat ons nou praat, jy vashou in Jesus, jy sal altyd vrug dra. Ja. Because the Bible says, it will cause you to do that is written in this book. Ja. It is a law. Wanneer jy een keer van daai wel gedrink het, van the living water, I'm very sorry. No. You cannot stop. It's impossible. Luke 9:23, and he said to them,
If any man will come after me, dis waar die groot oefening lê. Let him deny himself. Ja. 1. 2. Take up his cross daily. 3. Follow me. So dis 1, 2 en 3, dis die stappe. Deny yourself daily. So toe ek daai storie van Anna Lucas geluister het op Valuetainment, wat verkoop is as 'n 9-jarige seksslaaf aan die globalists in 1973. En een van die goed toe hulle haar begin gebruik en manipuleer, toe vra Patrick Ben David, toe vra hy nou hoe het hulle beheer oor jou gekry? Toe sê sy, I have to surrender my soul to them. Ja. Met ander woorde, hulle weet om Bybelse beginsels te gebruik om te sê, jy moet jou self, jou siel aan my oorgee. Met ander woorde, sy het nie meer 'n wil nie. Sy het haar wil aan hulle oorgegee. As hulle sê links, gaan sy links. As hulle sê regs, gaan sy regs. Hipnose werk dieselfde. Ja, Demonic, jy gee jouself oor aan daai ou wat ja, die hipnose doen. ja, Hulle laat jou stupid goed te doen wat dit jou wil gevat. ja. Jy kan dit net ook vir 'n kommunistiese party, wat die kommunistiese aan beheer was, as jy nie 7 ander mense in oortuig om self te doen as wat jy glo, dan kan jy na die leiers van daai party toe gaan en sê, hoor, so hierdie 7 ouens Ja. doen dieselfde as ek en dan word jy lid van die kommunistiese party. Ja, dis waar. So in dit, toe ek hierdie hoor, toe sê ek kom by 'n plek wat ek nie net myself neerlê nie, maar wat ek die woorde elke dag gebruik. Ek sê, Lord, I surrender my will unto you this morning. And only Môreoggend, you. ja, môreoggend, Lord and Messiah. Jy sien daar's 'n verskil om Jesus te maak en om Christus te maak en om hom Here te maak in jou lewe. To surrender and to crown him as Lord and Messiah. And hy sê, whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall be saved. Acts 2:36. Acts 2. Ons lees so baie uit die uit. Sit die uit is repent, wat net voor dit sê. Therefore let all the house of Israel assuredly. Nou, all the house of Israel beteken nie net die Jode nie. All the house of Israel, net Juda is nou in Jerusalem. Daar's 10 ander stamme en broers waarvan ons ingeënt is, wat die is vandag. So all the house of Israel beteken all the Jews and Gentiles, beteken almal. So let all the house of Israel know assuredly that God has made the same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Messiah. Both crucified, both Lord and Messiah. Jy sien, daar's 'n verskil om hom net Jesus aan te neem, but to crown him as Lord in your lives. Beteken, as hy Lord is in your life, jy het geen sê nie. Ja. Nou, jy het geen sê nie. Then you are a bond servant like the apostles. Hulle kom as 2 Petrus 1, 2 Peter 1. Simon Peter, as jy daai woord gaan lees. Simon Peter, a bondman, a bond servant. Ja. So there's a difference, a bond servant, the amplified. Ja. All right. So bond servant, Exodus 21. If you buy a Hebrew servant 6 years, you shall serve, and he will get out free. And if a servant shall say, I love my master, my wife, my child, I will not go out for free.
Then his master will bring him to the judges. He shall bring him to the doorpost, and the master shall bore through his ear and all, and he shall serve him forever. That is a bondservant. Is iemand wat for eternity, hierna en hierna en vir ewigheid. As hulle in bondservantship kom en jy gee jou hele lewe, jy verkoop jou lewe. In slawe in die slawemark het daar gestaan, dan koop hulle jou. Na 7 jaar kan jy weer daar kom staan, jy kan 'n nuwe eienaar kry. Maar die oomblik is hulle hout els deur jou oorgesit het, dan weet jy, jy's gelukkig waar jy is, jy wil nie vir iemand anders werk. Slawemark, slave market. Ons is op 'n slawemark verkoop, Agora, the marketplace. Jesus het gegaan, hy het ondertoe gegaan, die prys gaan haal, uitgekom en ons op 'n slawemark gaan sit. Hy het al die siele gaan uitkoop, almal wat hom aangeneem het. So, ek dink dit is belangrik, ons is op dieselfde bladsy. Let's cast our nets on the other side. Let it be to us unto thy word, O Lord. Ja, die moeilikste ding is om elke dag your soul to crucify your soul, your flesh. Om hom te crucify, laat hy nie master of your life is. Ja. Want Jou gees en jou siel moet in lyn kom. ja, want dit is so maklik as jy kwaad is of hy trip switch raak kort. En dan staan daar iets anders op, maar jy het hom vanoggend neergelê. Ja. Amen. God is faithful. God is kind. Gaan ons afsluit. Ja. Baie dankie. Dankie vir Kobus. Dankie vir elkeen wat hier is vir julle harte. Ons moet we have to press in. The King is coming. So Vader, dankie vir hierdie oggend. Ons wil kom afseel. Dankie net vir die kosbare boetes. Dankie dat ons self net wil surrender, dat daar niks in ons is nie, man. Slegs Christus in ons, wat die eer en die erkenning moet kry. Want alles is die prys wat hy betaal het. Die grootste prys en die grootste offer wat hy gebring het, om sy seun te gee. En die duurste prys is daai bloed wat die prys betaal het vir ons. Laat daai bloed almal kon vrykoop. Partykeer is dit te groot vir ons om net in te verstaan, maar ons moet dit net verstaan, ons moet vashou en dit glo. Ons eer U vir alles. Vader, ons bid vir volgende week, ons bid vir die perfekte tyd, waar ons gaan uitgaan, en dat U vir ons mense gaan stuur, dat ons kan begin voorbidding doen, vir die dag en die tyd, en begin uitroep, en mense by ons werkplek, dat hulle daai vrug kan sien, wat ons moet dra, daai vrug Jesus Christus, sodat mense se lewens om ons verander kan word. Vader, maak ons so dat ons mense honger en dors maak om ons, waar ons beweeg, en dat hulle Christus in ons raak sien, maar nie ons nie, maar Christ in us, the hope of glory. So die oomblik as hulle Christus in ons raak sien, dan gaan hulle die vraag vra. Maar as hulle myself, my eie ek raak sien, gaan hulle nie honger en dors wees nie. So I surrender today, this morning, Lord, again, everything before your feet. En ons wil U al die lof en die prys gee. Dankie vir Kobus, dankie vir elke boetie wat U is, vir die tyd en die ure wat ons die tyd uitkoop, to surrender and buy out the time. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus, seël ons dit af. Amen. Amen. Amen.